Goeiemôre broers en susters, baie welkom. Stefan, baie welkom hier in die vrou by ons, baie welkom. Baie geluk aan Boesie en Petra wat verloof is, baie sterk, ons het 'n baie mooi verhouding. En al die ander ou gesigte, baie welkom, welkom ook veel weer 'n slag. Baie bly jy's hier. Die kollekte is die diens van barmhartigheid aan mekaar. Skrifgeling 20, vers 1 en vers 7. Daar is geleentheid vir stil gebed tot die Here. Kom ons sing Psalm 67, vers 1. Daarna ontvang ons die seëngoed van die Here en dan loof ons om die eerste vers van Psalm 33. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees.
Ons bely saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Ons het sopas bely, ek glo in God die Vader, die Almagtige, wat hemel en aarde geskep het, en dit sluit ook in, dat hy voorsien vir alles wat gebeur, en dit is baie belangrik om vandag daaraan vas te hou, dat God in beheer is van alles. Die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 13 verklaar dit meer. Ons glo dat die goeie God, nadat hy alle dinge geskep het, dit nie laat toevaar of aan toeval of geluk oorgegee het nie, maar dat volgens sy heilige wil so bestuur en regeer, dat hierdie wêreld niks sonder sy beskikking gebeur nie. Alles wat gebeur, is onder beskikking van God. Tog is God nie die bewerker van die sondes wat gedoen word nie, en draai ook nie skuld daarvoor nie. Hy gebruik wel die sonde en die negatiewe saak ook in sy diensplek, in sy diensplan, maar hy is nie die bewerker daarvan nie, en die mens dra self die verantwoordelikheid en die skuld daarvoor. Sy mag en goedheid is immer so groot en onbegryplik, dat hy sy werk baie goed en regverdig beskik en uitvoer, selfs al handel die duiwels en goddeloose mense onregverdig. Mens moet dit maar weer 'n slag beklemtoon. Sy mag en goedheid is immer so groot en onbegryplik, dat hy sy werk baie goed en regverdig beskik en uitvoer. Dit wat hy doen, is goed, regverdig en alles stuur heen af op die wederkoms van Christus, selfs al handel die duiwels en goddeloose mense onregverdig. Ons wil ook nie verder as ons kan verstaan en skieurig ondersoek instel na die dinge wat die bo die vermoë van die menslike verstand doen nie. Inteendeel, ons eerbiedig juis in alle nederigheid en aanbidding die regverdige oordeel van God wat vir ons verborge is. Ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is, om slegs te leer ken wat hy in sy woord openbaar, sonder om die grense daarvan te oorskry. Hierdie leer bied onuitspreeklike troos, as ons daardeur geleer word dat niks per toeval oor ons kan kom nie, maar alles deur die beskikking van ons hemelse Vader oor ons kom. Hy waak oor ons met vaderlike sorg,
en heers so oor alle skepsel, dat sonder die wil van ons Vader, nie een haar van ons kop, hulle is almal getel, en ook nie een mossie op die aarde kan val nie. Geweldige groot troostryk om te besef hoe almagtig is God, dat alles volgens sy beskikking is, alles in sy hand, en hy waak oor ons met vaderlike sorg, en heers oor alle skepsele. Niks gebeur sonder sy wil en sy welbehae nie. Ons verlaat ons hierop, ons weet dat die duiwel en ons vyande in toom hou, sodat ons sonder sy toelating en wil geen skade kan aandoen nie. Daarom verwerp ons ook die gruwelike dwaling van die Hebreërs, wat sê dat God hom met niks bemoei nie, en alle dinge aan die toeval oorlaat. God regeer aktief, hy is elke dag besig, en daarom weet ons, niks kan gebeur sonder sy wil en sy welbehae nie. Kom ons leef ook as nuwe mense, in die heerlike troost dat God voorsien, dat hy regeer, dat hy alles bepaal. Kolossense 3. Aangezien julle saam met Christus uit dood opgewek is, moet julle streef na die dinge daarbo waar Christus is, waar die regterkant van God sit. Rig julle gedagtes op dinge wat daarbo is, en op die aarde is nie, want julle het gesterwe, en julle lewe saam met Christus verborge aan God. Wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Daarom wil jy aardse dinge doodmaak wat ook deel van jou lewe is, onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid, wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is, sodat jy ook die dinge meer gedoen, die nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al die dinge laat staan, woede, haat, nait en gevloek, vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Jy het nie ou sondige mense en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper, en tot die volle kennis van God. Hier is nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaafd, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Boot alles moet julle mekaar lief hê. Dis die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Vrede wat Christus gee met julle lewens die deurslag gee. God julle immers roep om ons lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus met sy volle rykdom in julle bly. Die lede onderrig mekaar met alle wysheid, met dankbaarheid in julle harte, moet julle psalms, lofgesang en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê doen dit alles in die naam van Here Jesus. En dank God die Vader hierom. Ons sing Psalm 86 vers 3, daarna bid ons saam en daarna sing ons vers 6. Ons almagtige hemelse God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons loof en prys U omdat U groot en goed is, omdat U almagtig is, omdat U alles doen en alles regeer deur U wil en deur U welbehae. Ons loof U omdat U dit baie goed doen, sodat ons kan sien U is die alleen enige ewige God, wat is, wat was en wat sal wees tot in ewigheid. Ons dank U vir die voorreg dat ons U mag ken, as U kinders mag wees, en daarom bid ons, dat U ons moet lei deur die woord en deur die Gees, om al hoe meer en meer te leef as nuwe mense,
al hoe meer en meer te leef soos wat Jesus Christus geleef het en hy het vir ons sondes betaal. Ons dank U daarvoor. Wil U onsself deur die woord onderrig, vertroos, vermaan, bemoedig, sodat ons lewens sal wees tot ere van U naam en ons U sal bekend maak waar ons ook al gaan. Maak ons harte oop vir die woord, wil U self seker maak dat die woord reg verkondig word, tot ere van U naam en tot opbou van ons geloof. Wees U nou in ons midde en vergeef ons sondes, om Jesus naam se wille. Amen. Ons lees saam met Jesaja 9 vanaf vers 7 tot 10 vers 19. Die reg voorgaande gedeelte is die belofte van die kind wat vir ons gegee is, die seun wat vir ons gegee is, wat genoem word wonderbare God, wonderlike raadgewer, en sy regering sal wees vir ewig geregtigheid. Die Here het 'n boodskap gestuur vir Jakob, vir Israel, hy het hulle aangespreek. Die hele volk, Efraim en die inwoners van Samaria, wat so trots en selfversekerd is, moet dit weet. Hulle sê, die huise van roustene het wel omgeval, maar ons sal 'n gekapte klip bou. Die wilde vrye boom is wel afgekap, maar ons sal dit met seders vervang. Die Here gee aan Rezin se teestanders die oorhand oor hom, en dit sy vyande aan. Arameërs uit die ooste en Filistyne uit die weste het vir Israel met een hap verslind. Ondanks dit alles bedaar die toorn van die Here nie, sy hand bly uitgesteek teen hulle. Die volk het egter nie bekeer tot hom, deur wie hulle gestraf is nie. Hulle het nie gevra na die wil van die Here die Almagtige nie. Daarom sal die Here vir Israel heeltemal vernietig op 'n enkel dag. Hy sal kop en stert, palmtak en visie afsny. Die leiers en die koning se gunstelinge is die kop, die profete wat leuns verkondig is die stert. Die wat die volk moes lei, het hulle mislei, en die wat gelei moes word is verwar. Almal is godloos en sleg, elke mond laster teen die Here. Daarom sal selfs die volk se jong mense die Here nie meer vreugde verskaf nie, en sal nie langer barmhartig wees oor die volk se weeskinders en weduwees nie. Ondanks dit alles bedaar die toorn van die Here nie. Sy hand bly uitgesteek teen hulle. Die goddeloosheid brand soos 'n vuur. Dit verteer dorings en dussels en steek die digte takke van die bos in brand, sodat hulle in 'n rookkolom verdwyn. Onder die straf van die Here die Almagtige brand die land weg. Die volk het vuurmekaut geword. Die een mens bekommer nie oor die ander nie. Elkeen verslind links en regs, maar kry nie genoeg nie. So verteer hy sy eie krag. Manasse veg teen Efraim, Efraim teen Manasse, en saam veg hulle teen Juda. Ondanks dit alles bedaar die toorn van die Here nie, sy hand bly uitgesteek teen hulle. Ellende wag vir die wat kwaad bevorder om die wet wat julle maak, wat julle ordonnansies mense laat lei. Julle verdraai die reg van die armes, julle ontsê die armes van die volk hulle regte, julle buit weduwees uit, julle plunder weeskinders. Wat gaan julle doen die dag van afrekening, wanneer die straf wat nou nog ver is julle tref? Na wie toe sal julle hartlik om hulp, en waar sal julle besittings wegsteek? Al wat julle sal oorbly is om te buig soos 'n gevangene, of om te sterf. Ondanks dit alles bedaar die toorn van die Here nie, sy hand bly uitgesteek teen hulle. Ellende wag vir Assirië die stok waarmee ek sal straf, die werktuig van my toorn. Ek stuur hom teen die godlose nasie. Ek beveel hom om te trek in die volk vir wie hy kwaad is, om hulle te beroof en te plunder, om hulle te vertrap soos modder in die strate.
Het is nie wat Assirië in gedagte gehad het, ook nie wat hy beplan nie. Sy bedoeling is om te vernietig, om baie nasies uit te roei. Hy vra, is al my vorste nie konings nie? Dit het nie met Kalne gegaan soos met Karkemis nie, met Hamat soos met Arpad nie, met Samaria soos met Damaskus nie. Nog altyd die koninkryke van ander gode ingeneem. Gode wie se beelde meer was as die Jerusalem en Samaria. Sal ek nie met Jerusalem en sy gode kan doen wat ek met Samaria en syne gedoen het nie? Maar wanneer die Here alles wat hy op Sionsberg en Jerusalem wil doen afgehandel het, sal hy koning van Assirië straf vir sy trots en selfversekerheid. Want die koning van Assirië het gesê, ek het my eie mag gedoen, met my eie insig en verstand. Ek het die grenslyne van volke verskuif en hulle voorrade geplunder. Ek het hulle inwoners op my mag onderwerp. As ek my hand in 'n nes steek, het ek die rykdomme van die volke gevat, soos iemand eiers wat rondom mekaar maak, sodat ek al die lande van die aarde onder my verenig. Die een te vlerk geklap of sy bek opgemaak en geskreeu het. Kan 'n byl groot plaat teen die een wat my kap, of kan 'n saag hom groot hou teen die een wat my saag? Kan 'n stok die een swaai wat hom optel? Kan 'n lat die een oplig wat hom gebruik? Daarom sal die Here ons God, die Almagtige, die vernaamdes van Israel laat krepeer van die ellende en sy besittings laat verteer deur 'n vuur wat aanhou brand. Die lig van Israel sal die vuur wees, die heilige van Israel die vlam. In hulle enkele oomblik sal die vlam hulle gering is, die dorings en distels se brand en verteer, en ook aansienlik is, die vrugteboorde en die vrugbare velde, sal hulle volkome vernietig. Die boom wat die bos Assirië oorbly, sal so min wees as 'n klein seentjie dit sal kan tel. Ons teksverse, Jesaja 9 vers 12. Die volk het egter nie bekeer tot hom deur wie hulle gestraf is nie. Hulle het gevra na die wil van die Here die Almagtige nie. Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, hoe lei die Here God deur geskiedenis? Hoe regeer hy alles? Hoe kan ons ook op vandag so deur mekaar wêreld sien dat hy alleen alles in stand hou en beheer en straf soos wat hy wil en soos hy goeddink? In Jesaja 9 vers 5 en 6 het hy beloof 'n kind sal gebore wees, wat wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader en vredevors is. Dit is die nageslag van Dawid, waar die verbondstry beloof het, altyd iemand op Dawid se troon sal sit. God is altyd konsekwent. Dit wat hy beloof het te doen, hy bly getrou aan sy woord wat hy gesê het. Hy sal regeer, en sy koninkryk sal altyd vrede en voorspoed bring, en reg en geregtigheid in stand hou. Dit sal nie altyd in hierdie wêreld gebeur nie, maar die lewe hierna sal ons alle geregtigheid by God kan lewe, vir ewig en vir altyd. Ons wil almal graag in so 'n koninkryk lewe. Stel jou voor, 'n koninkryk waar reg en geregtigheid gehandhaaf word, waar mense liefdevol mekaar lewe, waar daar geen misdaad is nie, geen korrupsie nie, en alles alleenlik gaan tot ere van God. Hy roep almal in hierdie aarde nog, op hierdie wêreld, tot bekering roep. Maar dit gebeur nie oornag nie, en hy roep hulle tot geloof en bekering. Hy gebruik nie geweld nie. Hy roep deur sy liefde en deur sy genade, en verlos deur die kruisdood van sy seun. Hy doen dit op 'n ander manier as wat die wêreld dit doen. Assirië het met mag die wêreld oorgeneem. Vandag wil nog maghebbers die wêreld oorneem. God doen dit deur sy woord, deur sy liefde en deur die werk van Jesus Christus. Die woord en sy beloftes wat hy verkondig, het altyd 'n tweeërlei uitwerking. Wanneer ons die woord van God hoor, wanneer ons sy dade sien, is daar altyd een van twee moontlikhede. Of gelowige gehoorsaamheid aan die Here, of ongelowige wegbeweeg van die Here af. Die gelowige buig in ootmoed, vertrou en gehoorsaam hom, en word deur sy almag beskerm en gedra, selfs te midde van swaar kry. Die gelowige is altyd tuis by God, omdat hy hom erken, hom vertrou en saam met hom lewe. Die ongelowige verset hom teen die Here en maak staat op sy eie krag. Kom ons kyk wat gebeur, wanneer jy nie vra na die wil van die Here nie, maar op jy eie krag en insig staat maak. In die tyd van Jesaja, as profeet het die Here hom bekend gemaak deur 'n boodskap wat die profeet gebring het. Ons in die woord sê, die woord het tussen Israel geval. Met ander woorde, die woord van die profeet het bewys dat dit wat God gesê het gebeur en gaan gebeur. God se waarskuwing, wat die mense tot bekering geroep het werklikheid geword. Hy roep Agas en sy volk om op hom alleen te vertrou en hulle heil te soek by die opkomende en nie hulle heil te soek by die opkomende wêreldmoondheid Assirië.
Vertrou die Here alleen, hy sal sorg, hy sal beskerm. Hulle moet vra na sy wil en 'n gemeenskap met hom lewe, aan volle vertroue, dat hy die Almagtige is. Vertrou hom, hy doen alles tot ons eie beswil en goed. Hulle moet nie bang wees vir die 2 stukke brandhout, Aram en Israel nie. Want die 2 stukke brandhout rook maar net. Hy regeer en bepaal alles, en gebruik selfs die hoogmoedige Assiriërs ten goeie om sy volk te veredel, om saam met hom te lewe. Hy wil sy volk terugbring tot geloof en tot die lewe saam met hom. Die woord roep die koning en volk tot gehoorsaamheid. Die Here gee die heerlike belofte van 'n kind wat gaan kom. Die koning en die volk wil hom nie vertrou nie, en antwoord egter in hoogmoed en beweer selfverseker dat hulle alles wat verwoes sal word, die huise van roustene wat geval het, met gekapte klip sal opbou. Hulle sal dit beter kan doen as wat dit gedoen is. Hulle sal die willevyerbome vervang met seders. En dan sê die Here, as gevolg van julle verhardheid, as gevolg van julle hoogmoed, sal alles vernietig word. Die Arameërs uit die ooste en die Filistyne in die weste het Israel met een hak verslind. Hulle sê dit wat die Here die toren oor hulle gebring het, sal self weer beter materiaal opgebou word sonder hom. Hulle wil werk sonder die Here, terwyl baie duidelik sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. Hulle is arrogant, so asof God bloot 'n afgod is, wat hulle kan manipuleer. Sodra jy teruggedraai op die woord van die Here, bedaar sy toren nie, ondanks die groot verwoesting, en bly sy hand uitgesteek vir jou. Die Here is die toren bedaar nie, want hy wil graag roep tot bekering. As jy nie bekeer nie, jy rug om sy woord draai, bly sy toren steeds nog teen jou. Ons teksverse sê, hoekom die toren van die Here nie bedaar het nie. Hy het hulle gestraf om tot bekering te roep, maar hulle wil nie bekeer nie. Die gevra na die wil van die Here die Almagtige nie. Hy is besig om hulle te veredel, om hulle te leer om gehoorsaam te leef tot ere van sy naam. En daarom word die oordeele al swaarder en word alles wettig. Want hulle is arrogant, hulle wil nie buig voor die Here in nederigheid en hulle sonder bely en tot bekering kom nie. En dan sê hy, die koning en die raadgewers, soos die kop en die profete, almal sal eendag uitgewis word. Die Here sal die kop nie stert, palmtak en visie afsny. Nou sal alles vernietig, as niks oorbly nie. Die koning en die raadgewers is die kop en die profete is die stert wanneer die kop rondgeswaai word. Hierdie beeld toon vir ons dat die mense vir hulle self profete gaan soek het wat gesê hulle graag wil hoor. Die mense wil nie na die woord van God luister nie, hulle wil hoor wat hulle self graag wil hoor, en daarom hulle eie profete gekies, en daarom kom die oordeel van die Here ook. Daar was nie weer mense wat onverskrokke God se woord laat hoor het nie. En dan raak die simpatie van God die jong mense, die kruismanne, die weduwees en wese raak op, omdat almal godloos is. Hy sê baie duidelik, elkeen is godloos en daar is niemand meer wat saam met God lewe nie. Elkeen is sleg en elkeen laster teen die Here, omdat hulle in selfversekerheid die tugtiging van die Here minag. Sien raak as die Here jou tugtig, so jy kan leef in gehoorsaamheid tot ere van hom. Die Here onttrek sy barmhartigheid selfs aan die weduwees en die wese. Niemand in Israel leef nog onder sy liefde nie, omdat hulle nie wou bekeer nie. Hulle wou nou sonder voortgaan was arrogant geweest, en daarom leef niemand meer onder die liefde van God nie. Die goddeloosheid brand soos 'n vuur en verteer alles. Die koning en die volk wou nie gehoorsaam wees nie, en daarom word hulle taal verdelg deur die regverdige oordeel van die Here. Hulle heilig nie die samelewing en verdraai die reg van die armes en buit die hulpeloses uit. Hulle veg teen mekaar 'n hoogmoed en so verteer hulle eie krag. Eintlik geweldig aangrypend die beeld wat daar sê, hulle veg teen mekaar, hulle eet hulle eie vleis, om so doen te sê, en daarom verteer hulle eie krag, omdat hulle nie aan God gehoorsaam wil wees en aan God wil luister nie. Die mense kom nie tot die besef dat hulle ongehoorsame sondige lewe die oorsaak van al die ellende is nie. Daarom wag daar vir hulle ellende. Die enigste oplossing in so 'n situasie is om na die Here te vlug, jou sonde te bely en jou te bekeer om heilig saam met hom te lewe. Sonder berou, bekering en 'n gelowige vertroue en gehoorsaamheid aan die Here is daar geen lewe nie. Belangrik, God wil die mense bring tot gehoorsaamheid en tot 'n lewe saam met hom. Hulle wil nie, en daarom is daar geen lewe nie en word verwoes. Daarom word hulle ballingskap weggevoer en buig soos 'n gevangene op sterf. Die hand van die Here bly uitgesteek en hulle en oproep tot geloof en bekering klink telkens op. En dan die Here Assirië gebruik om Israel te straf. En nou beskryf hy weer eens die houding van Assirië.
Wanneer die Here iemand gebruik as tugrede, en die tug in ootmoed en nederigheid gedoen word, so diegene wat getug kan word, die liefde van God in alles kan sien. As jy 'n tugrede is, moet jy altyd dit doen in ootmoed, deernis en besef van jou eie sonde, sodat God daardeur verheerlik kan word. En daarom spreek hy 'n wee uit oor Assirië. In die 83 vertaling met 'n ellende wag vir julle. Wee beteken die uiterste ellende wat dui op verlies en rou. Totale verwoesting, daar is niks meer nie. Omdat die mens geweier het om te kom tot bekering en te leef saam met die Here God. Assirië was die stok in die hand van die Here en die werktuig van sy toorn oor die sonde van Israel. Maar Assirië was verwaand geweest, want hulle eie idee gehad en hulle idee was anders as God. Hulle was nie bloot net wat hulle aanbetref 'n tugrede nie. Hulle was daar geweest om homself te verryk en alles te vat en ander mense uit te wis. Hulle het hulle mag en hulle eie sterkte gesien en wou alles nietig. Assirië spog in sy grootheidswaan dat al sy vorste konings is. Hy spog hoe sterk hy is, hoe groot hoe hy almal oorwin het. Selfs diegene wat baie meer afgode as Israel gehad het. En daarom is hulle eintlik ons is self gode. Ons kan alles verwoes, ons het al die gode gevat. En hy spog daaroor. Hulle het afgode geplunder en hulle vergelyk God met 'n afgode. Asof Juda nie 'n ander God het as die ander nasies om hom nie. Hulle spog oor hulle verwoesting en herinner wat so maklik behaal het. Tipiese vermetelde, arrogante mense wat sulke dinge kan sê. Die rykdom of die lande word gevat soos iemand eiers bymekaar maak wat rond lê. Assirië roem in hulle grootheid. En elkeen wat roem in sy grootheid, vergeet dat die Here die Almagtige is, wat alles regeer en almal en alles in sy raadspan gebruik. Telkens sien ons in die skrif dat God nasies veroordeel wat hy hoogmoed sy tugtig uitvoer. Hy gebruik hulle om sy volk te tugtig te bring tot geloof, dat slyp te vereer om gehoorsaam te lewe. Maar as daardie nasie dit doen, 'n hoogmoed, arrogansie, word hulle ook weer veroordeel. In sy wêreldpolitiek gebruik die Here Assirië, maar omdat hulle nederig is nie. Hulle nederig was in die hand van die Here nie, sal die nasie doel bereik is. Assirië straf oor hulle trots en selfversekering. Die Here motiveer dit baie duidelik en sê 'n byl kan nie self verhef teen die een wat hom gebruik nie. 'n saag kan ook nie opstaan en praat teen die een wat hom gebruik nie. Hy is bloot 'n instrument in die hand daarvan. Assirië was bloot 'n instrument in die hand van die Here om sy volk te roep tot geloof, tot bekering. En hulle moes dit so doen dat deernis van die heilige van Israel ervaar kan word deur elkeen wat getug word omdat hulle na hom geluister het nie. Hy gebruik self die sondige en bose in sy raadsplan en daarom moet hulle nederig leef vir die Almagtige. Alle mense wat self verhef en die nederig leef vir God sal uiteindelik sy oordeel ontvang. En dan sê hy vir ons, die lig van Israel, Jesus Christus, sal die vuur wees wat die vernames van Israel laat kopeer. Ook hulle vernames en geringers, net soos in Israel, sal verwoes word soos 'n vuur dorings en distels verbrand en verteer. Van die groot bos van alle wat daar sal net 'n paar bome oorbly. Beeld wat gebruik word om te wys dat Assirië self uitgewis word. So min sal word dat selfs 'n klein seentjie hulle kan tel en kan neerskryf. En die gelowige oorblyfsel van Israel kom het, sal nie meer op vertrou Assirië stel nie, maar net op die Here, die heilige van Israel vertrou. Hulle sal terugkom na die magtige God. Hy bereik altyd dit wat hy met sy oordeel, sy tugtig gaan bereik het. En die ywer van die Here roep deur sy woord tot bekering. Hy wil graag in gemeenskap leef met al die mense. En sy almal gebruik hy almal om sy kinders te roep tot 'n gelowige, gehoorsame lewe. Hy wil hê die mense in gemeenskap met hom moet lewe soos voor die sondeval. Hy wil herstel voor die sondeval die paradys toestand, waar ons by God sal wees en elke dag saam met hom kan wandel en na hom luister en geloof en kan eer. En daarom, luister na sy woord en vlug na hom wat vir jou ware lewe gee. As sy oordeel kom, vlug na die Here toe, want hy is barmhartig en genadig. Want dit is sy bedoeling, hy wil graag hê jy moet leef in gemeenskap met hom tot ere van sy naam. Verootmoedig jou om vir hom te lewe en wie tot hom vlug, sy sonde bely, ontvang vergifnis uit genade alleen. Op grond van die soendood van Jesus Christus en word deel van sy ewige koninkryk van vrede, wat altyd daar sal wees. Innerlike vrede omdat God jou verlig het, omdat jy sonde bely het, omdat jy vrede met God lewe en daarom kan jy innerlik vredevol leef, nou al, en gereed wees om te gaan tot by God in heerlikheid. En dit gee 'n nuwe dankbare lewe,
maar die innerlike vrede het, omdat jy nie deel is nie onreg en verwoesting, jy altyd in die lewe getuig teen dit wat verkeerd is, en teen die sonde om jou. En niemand kan van wegvlug nie, maar wie na hom gaan, ontvang nuwe lewe om te getuig tot sy eer. Hy is die enigste skuilplek teen sy oordeling. Gaan skuil by God, gaan na hom toe, gaan bely jou sonde, en weet hy sy vergewing gee en jou lei en dra, en jou vorm om te leef tot ere van sy naam. En dan kan 'n mens al die swaar en teëspoed hanteer, deur sy krag en deur sy genade. Getuig elke dag van sy liefde, en bid dat die harte van mense moet verander, sodat mense ordelik sal saamlewe tot ere van sy naam. Hy roep tot bekering, hy skenk 'n lewe van vrede onder sy beskerming, en daarom vra na die wil van die Here die Almagtige om te lewe. Vra elke dag na sy wil, lees die woord, bid, leef saam met hom, sodat ek sy naam alleen kan grootmaak. Luister na sy woord en lewe, vertrou hom heeltemal, en as jy sien hoe hy die wêreldpolitiek beheer en alles stuur en regeer volgens sy wil en sy welbehaag, dit is almal wat gelowig is se beste. Amen. Ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof en prys U omdat U groot en goed is, omdat U almagtig is, omdat U alles regeer, die ganse wêreldgeskiedenis beheer, bestuur en bepaal. Ons dank U vir daardie heerlike troos, dat ons kan lewe in die wete, U alleen is in beheer van alles wat gebeur op aarde. Skenk ons die insig, die wysheid, die krag en genade, om U altyd te erken, nederig te leef en te werk tot ere van U naam, en U groot te maak in dit wat ons doen. Ons bid vir die kerk oor die ganse aarde, laat die kerk groei en toeneem, laat die kerk altyd die boodskap van redding, van verlossing uitdra, en almal roep tot 'n gelowige gehoorsaamheid en gemeenskap met U. Ons bid vir die wêreld, ons bid dat U self met die kwaad moet wegneem, dat U met vrede gee, barmhartig wees, laat die wêreld ook U alleen erken, en nie meer arrogant wees nie, maar nederig dien in die koninkryk tot ere van U naam. Lei ons deur die woord en die Gees om te sien dat U alles regeer en alles bepaal. Skenk ons wysheid, krag en genade. Versorg ons na ons behoeftes, volgens U woord en welbehaag. Ons bid vir elkeen wat siek is, wat swaar het, wat in nood verkeer, wil U vertroos en wil U genade en barmhartigheid gee. En wees so met ons, dat ons lewens U naam alleen in alles en sal verheerlik. Vertroos en versterk ons nou, en wil U met ons wees. Ons vra dit om Jesus Christus naam te bid. Amen. Daar is geleentheid vir die liefdegawe. Ons sing Psalm 145, verse 1, 3 en 11.
Ontvang die seën van die Here, die genade van Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees.